Hallo, baie welkom by ons erediens, waar ook al jy vandag inskakel, weet dat God by jou teenwoordig is. Ons het die voorreg om te weet dat God by ons is, dat ons saam met God op reis is, want ons dien 'n lewende Here. Laasweek het Leon ons mooi herinner dat ons in koninkrykstyd is. Dat beteken ons het die afgelope tyd eintlik van laasjaar Advent deur Kersfees beweeg, deur die nuwe jaar, deur Paasfees, Pinksterfees wat ons saam gevier het. En al daardie momente is eintlik ons herinnering en uitstuur na God se koninkryk toe. Daarom dat ons dit nou noem koninkrykstyd. Dis 'n tyd in die kerklike jaar waar ons mekaar herinner en nooi om in hierdie koninkryk van God te leef. Ons ingesteldheid op so 'n manier in te stel dat ons onthou ons is deel van hierdie koninkryk van God. Hierdie God wat op reis is met elkeen van ons, wat my en jou op die naam ken, wat weet wat in ons lewens aan die gang is, kom groet jou en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Here ons God, ons leef in onseker tye. Ons leef in tye waar ons baie vra het. As ons kyk na kunsmatige intelligensie en wat tegnologie se invloed op hierdie wêreld is, dan kan ons baie keer met groot oë na die wêreld kyk. Ons sien oorloë wat afspeel, ons sien onrus in ons eie gemeenskappe, Here eintlik ook in ons eie families. En ons weet nie altyd wat die pad vorentoe is nie. En wanneer ons so saam is as gemeenskap van gelowiges, waar ons saam U woord hoor, saam daaroor nadink, saam toelaat dat U Gees in ons werk en ons vorm, weet ons dat U met ons op reis is. Weet ons dat ons nie alleen in hierdie wêreld met sy onsekerhede, met sy onrus, met al sy stikkend en sy seer leef nie. Ons weet U is by ons. U laat ons nooit alleen nie. Here, lei ons soos ons deur die woord lees, daaroor nadink, dat U woord wel ons harte sal kom aanraak, vandag waar ons is. Here, dat dit nie net iets sal wees wat kennis is, wat in ons lewens inkom nie, maar dat U woorde lewe gee binne in ons. Ons vra dit in afhanklikheid van U. Amen. Ons het vandag tydens die erediens in die kerk ons die voorreg om 'n klein kindjie te doop, waar ons eintlik so mooi aansluit dan by laasweek waar Leon ons herinner het oor om in beweging te wees, te gaan waarheen God ons roep, gehoorsaam te wees aan God se roepstem. En dan dink ons terug aan Abraham wat eintlik hierdie altare gebou het as herinneringsoomblikke. In ons reis, in ons beweeg, is daar oomblikke van stil staan en reflekteer. Hierdie altare het dit vir Abraham gedoen. Oomblikke van terugkyk, oomblikke waar hy werklik God ontmoet het. Ons dink aan die doop as so 'n geloofsmerker. Die doop en die nagmaal. En vandag dink ons spesifiek aan die doop wat vir ons 'n geloofsmerker is. Ons sê vir mekaar dis 'n sakrament wat beteken is 'n heilige teken, 'n heilige seël wat God vir ons kom gee,
Dis nie net nog iets wat ons sien in die kerk of nog iets waarmee ons besig is nie. Dis iets wat God vir ons kom gee het, om te sê, dink terug aan dit wat ek reeds vir jou gedoen het. Dink terug aan die feit dat jy reeds verlos is. Dat Christus jou saligmaker is. En is so ook 'n bril vir die pad vorentoe, dat ons so in koninkrykstyd kan sien hoe ons saam met God op reis is, en dat ons kan uitsien na ons oorstap na die ewige lewe. Kan uitsien na die wederkoms. Kom ons neem 'n oomblik nou, raak stil. Jy weet self dalk nie wat jou presiese doopdatum is nie. As jy weet, is dit wonderlik. As jy nie doen nie, is jy welkom dalk sommer iewers 'n kerkkantoor te kontak, waar jy dalk groot geword het, of selfs ons kerkkantoor, of die NG Kerk se argief. En ons sal vir jou kan sê wat jou doopdatum is. En die rede daarvoor is dat ons iets daarvan kan vier. Want dit is vir ons 'n stilstaan oomblik in ons lewe, om te kan onthou wie God is. Dat ons 'n ontmoeting met die lewende Here het. Raak 'n oomblik stil en dink aan die feit dat jy gedoop is. Here ons God, dankie dat U vir ons heilige tekens kom gee, sakramente, wat ons help in hierdie geloofsreis. Geloofsmerkers wat ons help om stil te staan en te onthou. Te onthou dat ons in verhouding leef met die lewende Here. Mag dit vir die pad vorentoe steeds 'n effek op ons lewens hê. Die feit dat ons weet, ons is gedoop. Amen. Die meeste van ons is gedoop as kindjie, kleinkind, en jou ouers was waarskynlik taamlik jonk. Ten minste in die 90 jaar en 100 jaar oud nie. Ons teksgedeelte vir vandag kom uit Genesis 18 vers 1 tot 15 en Genesis 21 vers 1 tot 7. Voordat ons hierdie teks lees, moet ons mekaar herinner wat die agtergrond hiervan is. Hoe lyk die lewensomstandighede? Leon het laasweek ons herinner aan God wat vir Abraham roep en hom nooi om saam op reis te gaan, en Abraham kom in beweging saam met al sy mense wat saam met hom reis. En God het daar 'n belofte gemaak waar God gesê het, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. En Abraham gaan dan op hierdie reis. Hy hou vas aan hierdie belofte. En ons teks vir vandag speel 24 jaar na daardie vertrek af. Daar was Abraham 75. Nou, waar ons nou is hy 99 jaar oud. Tyd het verloop. Hy en Sarah het al 'n hele paar dinge probeer om hierdie belofte van God waar te maak, vanuit hulle eie menslike krag uit, want hulle self weet, hulle is oud. Hulle self weet dat menslik gesproke is daardie belofte van God wat God daar gemaak het, nie nou meer eintlik 'n moontlikheid nie. Kom ons lees saam Genesis 18 vers 1 tot 15. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit. Kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien,
het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, Meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was, en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op die pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê, Goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, Vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir die slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet, terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle hom, Waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, Hier in die tent. Toe sê die een, Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom, en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afgeluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring, en daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê, nou dat ek afgeleef is, en dit met my man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham, Waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring, nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar, hierdie tyd, sal Sara 'n seun hê. Sara het geskrik en toe 'n leuen vertel. Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. Genesis 21. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. Tot sover ons skriflesing vir vandag. Ek wonder, is daar iets in jou lewe wat vir jou onmoontlik voel? Is daar iets wat jy aan dink en dink, maar dit is onmoontlik? In vers 14 lees ons, is iets te buitengewoon vir die Here? Die vraag wat eintlik gevra word is iets te moeilik vir die Here? Onmoontlik vir God? Vandag se teksgedeelte help ons om iets van God se karakter en die manier hoe God met sy mense werk te kan raak sien. Dit help ons om meer van God te ontdek. Hier waar hy besig is om met Abraham en Sara in gesprek te tree. Dit is 'n merkwaardige teks want hy begin nogal stadig en hy raak eintlik
'n baie spoedige tempo, om vir ons iets aan te dui van die belangrikheid van hierdie teks. Om vir ons iets aan te dui dat daar iets merkwaardig besig is om te gebeur. Dit stel eintlik vir ons die agtergrond vir die gesprek met Sara. So eers lees ons van Abraham wat daar op die warmste van die dag by sy tent deursit, daar by die bome van Mamre. Wanneer ons dink aan ons leefwêreld, wanneer die warmste tyd van die dag is waarskynlik tussen 12 en 2. In die somer, wanneer dit wel die warmste tyd van die dag is dit amper asof ons sien hoe die wêreld stadiger wil beweeg. Die diere beweeg stadiger. Ons wil stadiger beweeg, want net nou kry ons dalk nog warmer. Ek kan myself indink dat dit ook so was vir Abraham. Daar waar hy 99 jaar oud is, in die warmste van die dag daar by sy tent deur sit. Dinge beweeg stadig. En dan kyk hy op en skielik is daar 'n verandering in sy optrede. Hy spring op en hy hardloop na die 3 persone wat hy daar sien staan en hy nooi hulle en sê, kom dat ek vir julle voete was. Hier is vir julle water. Sit hier by my en dan gaan haal ek 'n stuk brood vir julle om te eet. Dan kan ons saam wees. Ons lees dan verder in vers 6, 7 en 8 wat ons sien Abraham het toe gou na Sara toe gegaan in die tent en vir haar gesê, vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. Daar is 'n dringendheid in Abraham wat ons hier opmerk. Dinge begin vinniger gebeur. Hy hardloop vinnig gou na hulle toe. Hy sê maak gou geroosterkoeke. Maak gou die vetgemaakte kalf reg dat ons dit kan eet. Daar is 'n dringendheid in Abraham. Dit dui vir ons aan dat hy weet dis iets anders aan die gang. Dit dui vir ons aan, hy weet, daar is iets anders hier aan die gang. Ons lees nie vanuit die teks pertinent dat hy op daardie oomblik besef dis God wat daar is nie. Vanuit sy perspektief is dit 3 persone wat daar is, 3 persone wat nader gekom het en ingestem het om by hom te sit en by hom 'n tyd te spandeer. Ons weet vanuit die manier ons die teks lees en die manier ons skrifgedeelte vandag geskryf is, dat daar hierdie tussenwerking tussen 'n bewoording van God wat aan die woord is en een van die 3 mans wat aan die woord is, uitspeel. Ons kan vir mekaar sê dat hierdie 3 persone vanuit ons perspektief dalk kan heenwys na die 3 eenheid. Dit word nie vir ons so gesê nie en Abraham sien hierdie mense as 3 persone wat by hom kom sit. Ons weet dis God wat hom daar ontmoet. Ons weet hoekom Abraham hierdie gevoel van dringendheid beleef. Hoekom Abraham besig is om meer as genoeg goed voor te berei. Ek weet nie veel van bak en brou nie. Ek is nie seker hoeveel meel jy vir wat nodig het nie. Maar ek glo 16 kg meel is meer as genoeg vir roosterkoeke vir die gaste wat daar is. Hy sou waarskynlik vir sy hele familie kon sorg met 16 kg meel se roosterkoeke.
Ons sien amper iets van 'n oordadige gasvryheid wat Abraham hier vertoon vir sy gaste. Dit is vir ons die aanduiding dat daar wel iets anders hieraan is. Dit is nie net nog 3 persone wat dalk iewersheen op reis is, wat vir Abraham daar ontmoet nie. Dis God. Dis God wat daar in gesprek met Abraham is. Kyk, gasvryheid was nie ongewoon nie. In die antieke nabye ooste was eintlik jou heilige plig om gasvry te wees. Om nie enige iemand by jou te laat verbygaan sonder dat jy hulle innooi en vir hulle iets gee om te drink en iets gee om te eet nie. Abraham is daar eg aan wie hy is, eg aan die manier hoe hy leef. Hy besef nie op daardie oomblik dat dit wel God is wat by hom is nie. Hy besef weer dat dit iets anders is. Dat daar 'n skuif in die atmosfeer is. En dis ons agtergrond vir dit wat nou volg. Want dan lees ons die fokus verskuif weg van Abraham en dit wat hy voorsit vir die mense om te kan eet, en die fokus verskuif na Sara toe. God is aan die woord en hy vra vir Abraham, Abraham, waar is jou vrou Sara? En Abraham reageer dan eintlik ongemerk en hy sê hier in die tent, min woorde vir die gesprek waarmee hy eintlik besig is. Dis ons aanduiding, ons kyk nou na Sara. En dan kom hierdie belofte. Wat sê Sara sal wanneer ek weer hier verbygaan oor 'n jaar, dan sal sy 'n kind in die wêreld gebring het. Sara luister vanuit binne die tent. Sy luister so amper, mens kan amper sê sy luister af aan die gesprek wat daar besig is om te gebeur. En soos sy hierdie belofte hoor wat van God af kom, lag sy in haar mou, sy lag in haar binneste. En ons weer die teks sê ook vir ons, sy lag in haar binneste. En later raak dit weer duidelik, sy het nie hardop gelag nie. Sy het in haar binneste gelag, want dan lees ons waar God vra, waarom lag jy? En sy sê, nee, ek het nie gelag nie. So asof niemand haar kan wys op die feit dat sy wel gelag het nie. Maar dan sê sy, nee, ek het nie gelag nie. En dan sê God vir haar, ja, jy het gelag. Dit is vir jou, vanuit jou menslike perspektief, onmoontlik. Geensins op enige manier doenbaar, dat jy op 89-jarige ouderdom weer 'n kind kan verwek nie. As ons dink aan die doop en waaraan ons onsself vroeër in die diens herinner het, dan is ons tipiese beeld van 'n pasgebore babatjie, een van 'n baba wat by 'n jong mamma is. Ons beeld is nie die van 'n pasgebore baba wie se mamma 89 jaar oud is nie. Vir Sara was dit lagwekkend. Ons kan dalk vandag ook vir mekaar sê, dit klink so bietjie absurd, dit klink so bietjie lagwekkend. So Sara se reaksie is heel menslik, want vanuit haar perspektief lyk dit onmoontlik. Maar dan lees ons hoofstuk 21, wat dan wel oorgaan en vir ons vertel, dat Sara wel hierdie kind in die wêreld gebring het. Ons lees dan, dat hulle die seun Isak noem. En dan net so 'n stukkie later, nadat ons lees hy is besny, waar dit vir ons 'n teken is dat Abraham getrou is aan die verbond wat God met hom gesluit het, om te sê op die 8ste dag sal hy sy seun besny. Dan lees ons waar Sara eintlik so bietjie reflektief kyk na die gebeure. En dan sê sy, die wêreld gaan na my kyk. En die wêreld gaan dink dis belaglik. Die mense gaan vir my lag. Ironies dan, sou ons dalk vir mekaar kon sê, is dit dat hulle seun Isak noem, wat beteken om te lag. Sien, Sara se onvermoë om te glo, Sara se lagwekkende reaksie
op die belofte wat gemaak is, draai dan uit om die vreugde van hulle lewe te verskaf. Om in daardie klein lyfie wat later 'n groot seun word, die vreugde van die Here te kan beleef, want daarin het God se beloftes waar geword. Daarin sien hulle hoe God se beloftes vervul word. Is enige iets vir God onmoontlik? Vanuit menslike perspektief kan ons baie keer redeneer, God kan alles doen en God is almagtig, maar ek wonder oor daardie dingetjie. Ek wonder of dit enigstens moontlik sou wees dat daardie deel van ons wêreld kan verander. Ek wonder, nee, ek twyfel. Of iets wat ek doen 'n verskil kan maak. Daar is 'n baie bekende Nuwe Testamentikus, eintlik maar teoloog, Walter Brueggemann. Hy is nie 'n Nuwe Testamentikus nie, hy is 'n Ou Testamentikus. En hy skryf, wanneer ons glo dat sommige dinge vir God te moeilik is om te doen, ontken ons in wese dat God is. Ons plaas dan beperkings op God en hoe God en sy mag werk. God word nie deur menslike onmoontlikhede beperk nie. God word nie deur menslike reëls en regulasies beperk nie. Dis belangrik dat ons vandag vir mekaar dit baie duidelik maak, om te sê, die vervulling van God se beloftes, want God het 'n belofte aan Abraham en Sara gemaak, dat hulle wel 'n seun in die wêreld sal bring, maak nie saak hoe onmoontlik die omstandighede gelyk het nie. Die vervulling van God se beloftes en die seën van God hang nie af van die feit dat ek eers moet glo, dan sal dit gebeur nie. Want as ons na die verhaal van Sara en Abraham kyk, dan kan ons duidelik vir mekaar sê, nie een van hulle twee het geglo dat dit wel gaan gebeur nie. Sy het gelag in haar mou. Sy het gedink, niks hiervan is moontlik nie. Op 89 jarige ouderdom is daar niks meer in my lyf wat my aanduiding gee dat ek wel 'n kind kan baar nie. Maar God se belofte is nie beperk tot haar geloof nie. God se beloftes is nie beperk tot my en jou geloof nie. Ons genadige God vervul sy beloftes midde ons skeptisisme, ons ongereedheid, ons onvermoë om te glo dat hy dit kan doen. As God se belofte aan Sara en Abraham moes afhang van hulle gereedheid, dan sou hulle al 60 jaar terug kinders gehad het, want daar het hulle geglo as hulle gereed om kinders te hê, en sy het nie gehad nie. As God se belofte afgehang het van hulle vermoë en hulle gereedheid om 'n kind te ontvang, sou dit verseker nie op 89, toe 90 en 100 jaar oud gewees het nie. God se beloftes, die vervulling van sy beloftes, hang nie af hoe hard ek daarvoor wens nie. Want Sara het in haar jong dae gewens vir kinders. Sy het dit nie gekry nie. En daarom sou sy uiteindelik sê, hoe is dit moontlik dat daar enige iets vanuit my kan kom? God se beloftes
word vervul omdat God is wie hy sê hy is. Omdat God die getroue Here is. Baie belangrik dat ons dan ook vir mekaar herinner, Karel Barth skryf, dat ons God nooit mag losmaak van sy karakter nie. God is nie almagtig in die sin van absolute willekeur nie. God se mag is die mag van die God wat liefhet, wat getrou is en wat sy verbond hou. Ons weet, ons lees in Markus 10 vers 27, Jesus het stip na hulle gekyk en gesê, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. Alles moontlik wat deel is van wie God is. Karel Barth skryf, hy gebruik daai mooi twee woorde wat sê absolute willekeur. Wanneer ons dink aan alles is moontlik by God, dan moet ons nie vir mekaar kom staan en probeer oortuig, ja, maar God kan 'n klip maak wat te swaar is om vir homself om op te tel nie. Daar is amper 'n absurdheid daaraan. Kom ons maak dit meer eenvoudig en sê vir mekaar, ons moet nie ons eie vrywillig absolute willekeur net wil ingooi en sê, ja, maar God kan 'n vierkantige sirkel maak of 'n sirkelagtige vierkant. God leef en werk in verhouding met my en jou volgens sy karakter. Want as ons sê God kan alles doen, dan moet ons mekaar sê God kan nie lieg nie, want dit is nie deel van sy karakter nie. God kan homself nie ontken nie, want dit is nie wie hy is nie. Dan beteken dit nie, daar is goed wat God nie kan doen nie. Dit beteken nie, dit is buite God se karakter. God kan alles doen en alles is vir God moontlik, want hy is 'n almagtige God, wat binne sy skepping werk met sy mense. So ons menslike beperkings is nie beperkings vir God nie. Dit wat vir ons fisies onmoontlik lyk, omdat daar vir ons menslike beperkings op is. Omdat Sarah geglo het sy's te oud. Dis ons menslike beperkings. God is nie onderhewig aan ons beperkings nie. Ons dien die God wat die koning oor die hele skepping is. Hy word nie beperk deur ons ideale van wie hy moet wees nie. Van wie ons dink God veronderstel is om te wees nie. Ek dink weer aan Walter Bruggeman wat sê, wanneer ons dink ons kan God beperk, wanneer ons probeer sê dat iets vir God onmoontlik is, dan ontken ons dat God God is. So wanneer ons in hierdie lewe leef en begin wonder, is iets onmoontlik? Is dit onmoontlik vir my om anders te leef? Is dit onmoontlik vir hierdie wêreld om anders te lyk? Dan moet ons mekaar herinner dat God ons stuur om instrumente in sy koninkryk te wees. En soos ons God se liefde, geregtigheid, genade en vrede vir hierdie wêreld leef, dan begin die wêreld verander. En ja, God kan in 'n oogwink dit alles verander. Maar dan moet ons osself afvra, is dit die God wat ons dien? Dien ons 'n God wat alles net vinnig regryk, of nooi hy ons in hierdie verhouding met hom in? Nooi hy ons
om saam met hom in sy koninkryk te werk. Wanneer ons dan wel stikkend en die seer van hierdie wêreld sien, kan ons lag soos Sara, nie met ongeloof dat niks moontlik is om te verander nie, maar met vreugde in ons hart, want sy weet, God se beloftes kom in vervulling. Mag jy vandag herinner word, God se beloftes sal altyd in vervulling wees. Vir my, vir jou, se hele skepping. Amen. Here ons God, ons staan so baie met groot oë en staar na die wêreld. Ons kyk na een ding wat gebeur en ons harte voel benoud. Ons kyk in 'n ander rigting en ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie. Ons dink dat dit onmoontlik is dat hierdie kan verander. Here, help ons, vorm ons en stuur ons in die koninkryk in, dat ons u liefde sal gaan leef, juis sodat die wêreld kan verander. Die plekke waar ons dink dit onmoontlik is. Mag u ons gebruik om daar 'n verskil te maak. Mag u ons gebruik om vir mense boodskappe aan te dra, boodskappe van hoop. Boodskappe waar hulle dalk selfs in hulle mou lag en wonder, hoe is dit moontlik? Maar mag ons lewens dan getuig van u, die getroue God, by wie alles moontlik is. Ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om in God se koninkryk sy liefde sigbaar te leef. Amen. Die afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier van vir 14 tot 21 Junie 2026. Sondag 14 Junie, daar sal geen leefkerk wees vandag nie. Maandag 15 Junie, dis spesiale skoolvakantiedag. Dinsdag 16 Junie, publieke vakansiedag, jeugdag. Woensdag 17 Junie 2026, daar is kooroefening by die orgel om 4:15 en as jy wil inskakel, kontak vir Marida by 082 471 0751. Sondag 21 Junie, die erediens om 10:00 is deur Dominee Leon Cronje, dis Vadersdag. Daar sal kleuterkerk in die konsistorie wees en daar's kategese om 10:00. Die synodale offer is vir die Jan Kriel Instituut by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloof-preek om 10:00 is deur Dominee Shanay Viljoen. En daar's leefkerk om 5:00 in die kerksaal gelei deur Dominee Leon Cronje. Sondag 21 Junie, daar is 'n blokbyeenkoms van blok 28, Reebok Kusweg, blok 29, Reebok Oos en blok 30, Reebok Wes tot by Dana Bay. En dit vind plaas direk na die erediens in die kerksaal. Vir meer inligting kontak vir Ilse de Tooy by 083 610 1155. Die bedieninge. Die eiendomsbediening. Ons wil u vriendelik versoek om asseblief van die geverfde parkeerstrepe gebruik te maak wanneer u op die gras parkeer. Ons wil graag die gewoonte gevestig kry. Die omgeebediening, busfonds. Fondse raak uitgeput en busvervoer steeds nodig. Klein materiale bydra help 'n leerling. Sagte speelgoed word benodig. Ons soek asseblief sagte speelgoed, goeie toestand vir kinders wat deur trauma gaan by 'n ongeluk of enige ander geval.
Die omgeebediening ondersteun die GPF wie die kapelane ondersteun. Gee asseblief by die kerkkantoor af, so help ons ander. Enige persoon wat graag by die omgeebediening betrokke wil raak, of iemand met nood wil deurgee, skakel asseblief vir Corrie Pieters by 082-327-9527. Die getuienisbediening is in verband met nog 'n seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede. Dit was die ontbyt op 30 Mei. Baie dankie aan elke persoon wat deelgeneem het, 'n bydrae gelewer het, gehelp het om die saal vol te maak en vir die wat die ontbyt gemaak het. Die ondersteuningsbediening, want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom. En die hart van die weduwee het ek laat jubel. Dit staan in Job 29 vers 12 tot 13. Ons voorsien hulp in die vorm van rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensames, want dit is God se hart vir die wees en die weerloses en as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Vir meer inligting, kontak vir Rihanna Briers by 081 039 8853 of vir Het Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem kennis. Neem asseblief kennis dat Dominee Leon Cronje op verlof is van 15 tot 19 Junie. Lofdanse. Ons nooi u vriendelik om deel te raak van ons bediening waar ons die Here loof en mense bedien deur saam te dans. Ons beweeg ritmies saam op die maat van die musiek en wil graag mense seën met hierdie bediening. Ons oefen op Dinsdag om 10:00 in die kerksaal. Indien jy graag betrokke wil raak, kontak gerus vir Adrie Peens by 082 372 4063. Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke. In die voorportaal is nuwe lidmaatvorms beskikbaar wat jy kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Ons leraars besoek nuwe intrekkers en indien jy nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Die WhatsApp broadcast groepe. Ons wil graag die broadcasting in WhatsApp gebruik om alle gemeente en erediensinligting aan u te kommunikeer. Die gewone blokinligting sal nog steeds deur die ou groepe kommunikeer. Om broadcast boodskappe te ontvang, stoor asseblief die kerkfoonnommer op die foon. Stuur dan 'n boodskap na die kerkfoon om aan te dui dat u by die broadcast groep wil aansluit. Ons wil niemand verloor nie. Vir enige navraag, kontak vir Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Cronje of vir Hendrik Simon wat die kerkfoon 073-319-9807 hanteer vir die kommunikasiebediening. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir FEBC Oezbekistan. Bid vir Umida en Sardor wat onder moslems in Oezbekistan werk. Ondanks kwaai uitdagings bly hulle in die span vasbeslote om Christus met hulle Oezbek broers en susters te deel. Hulle stel die evangelie en Bybelverwante inhoud op 'n warm, verstaanbare wyse bekend in kort video's. Sommige kykers reageer met aggressie, maar ander kontak die span en is gewillig om meer van Jesus te leer. Ons gebed vir die week, bid vir die FEBC Oezbekistan, die moed sal hê om met vyhandige kykers te gesels, as ook die wysheid om hulle na Christus toe te lei. Die webwerf nuut op 14 Junie 2026, die erediensbediening, kry die skakel na die YouTube erediens van 14 Junie 2026 deur Dominee Shanay Viljoen. Die getuienisbediening, die weeklikse nuusbrief van Lenet uit Madagaskar is beskikbaar. Die Bybelstudiereekse, Skep Asem vir vandag, is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. En die weeklikse stof tot nadenke se tema is bekering. Die weeklikse afkondigings, as ook lief en leed, is op die webtuiste, indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die adres is Langstraat 10, Groot Brakrivier,
6525. Ons telefoonnommer 044 620 2205. Die webtuiste adres is nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.